Shalom almal, Rabbi Shapira hier. Die video wat julle nou gaan kyk, is opgeneem. Verskeie ure voor die aanval van die Verenigde State op Iranse kernvermoëns en aanlegte. Ek dring vandag aan dat julle sorgvuldig luister na wat die Here my toegelaat het om met julle te deel voordat die aanval plaasgevind het. Hierdie woorde is vandag meer geldig en waar as enige ander dag. Al is ons vol vreugde om te sien wat gebeur het, beteken dit vir ons almal dat ons nou die finale fase betree in hierdie finale oorlog wat ons sal lei na Milchemet Haimuna, ook bekend as Gog en Magog. Die gees van profesie het geval, en soos jy vandag na hierdie video kyk, dring ek aan by jou. Hardloop en lees die nuwe gammas en maak jouself gereed vir Milchemet Haimuna en vir die finale hoofstuk in die afloop van die verlossing van die huis van Israel. Kyk hierna. Hierdie vriende is opgeneem net voor die aanval. Shalom almal, Rabbi Dr. Itzhak Shapira hier. Ek is seker dat julle almal die gebeure in Israel en Iran en die oorlog dophou en julle wonder waarskynlik wat kom volgende. Vandag, onder die oortuiging van die Ruach HaKodesh, wil ek aan julle 'n dringende woord vrystel wat in my boek, The Fall of Edom, ontbloot is oor vandag, oor nou, oor hier en oor wat voorlê. Hierdie woord het 'n dringende boodskap vir ons oor die volgende paar weke. Ek beweer nie dat ek 'n profeet is nie, en profesie is dinamies, maar ek wil vir julle wys. Iets wat die Gees my vandag gelei het om met julle te deel. Lees asseblief die boek, The Fall of Edom. En asseblief, as jy Engels praat, kom op 29 Junie na hierdie epiese eindtyd Yeshiva, wat ek met julle sal deel. Ons is op hierdie oomblik in die operasie, die volk wat soos 'n leeuwyfie is. Hierdie operasie wat pas begin het met die oorlog teen Iran word gevind in Numeri 2324. Ek het reeds verskeie video's met julle gedeel. Gaan luister daarna. Maar vandag wil ek vir julle 'n skokkende en eisingwekkende profesie wys, juis uit die profetiese gedeelte van hierdie week se Torah gedeelte. Die volk sal opstaan soos 'n leeuwyfie, opspring soos 'n leeu. Jy sien, wanneer die meeste nasies getref word, soos Israel op 7 Oktober, neem dit tyd vir hulle om weer op te staan. Dit neem tyd om te herstel. Maar vandag wil ek met julle deel wat die heilige Or HaChaim hieroor sê, sodat jy jouself sal gereed maak. Die rede waarom Israel weer opgestaan het, en dit is belangrik om te onthou dat dieselfde leer wat nou met groot sukses 'n land aanval met 'n bevolking van 100 miljoen mense versus hul eie net 10 miljoen. Die Or HaChaim sê, die leeu wat opstaan is nie soos die ander nasies, wat nie bedrewe is in oorlog nie, wat nie vasberade veg nie. Hy sal soos 'n leeu opstaan en sal gedurende die geveg wonders beleef. Jy sien, anders as enige ander leer in die wêreld, kan die leeu van Juda die krag hê om op 'n bonatuurlike manier op te staan. En wat jy nou sien gebeur, is Israel wat op 'n bonatuurlike manier opstaan. Ons het die Iraanse leer byna heeltemal afgetakel binne 'n tydperk van 8 dae. En let hierop, ons is nou op die 8ste dag van die oorlog terwyl ek hierdie video vir jou maak. Die volgende ding wat die Or HaChaim sê, is nogal ontstellend.
Ek wil hê jy moet hierna luister, want Israel staan nou op bonnatuurlike wyse. Onthou dat die naam van die operasie gekodeer is binne hierdie boeknummerie by 23:24. En hier gaan die Or-Hagim verder en hy sê, hy sal op 'n magtige wyse opstaan in hierdie tyd. En wanneer sal dit wees? Dit sal wees wanneer die gevangenes in die tonnels is, beproef in groot lyding. Hy sal in hierdie tyd met wonders uitgaan. Ek het dit al verskeie kere vir julle gesê, eers in die Nuwe Hamas en toe in die Vol of Edom. En nou sê ek vir julle dat 7 Oktober die teken was dat die leeu op die punt staan om op te staan. En wanneer gaan dit gebeur? Dit gaan gebeur, luister goed, in die tyd wanneer die gevangenes in die tonnels is en hulle groot lyding sal beleef. En dit is vir ons 'n teken van die koms van die Messias. Ek het hieroor geskryf in die Nuwe Hamas. En dit staan in Jesaja 24, 21, 22 en 23, hulle sal versamel word. In 'n tonnel soos gevangenes versamel word en sal in 'n tronk opgesluit word, maar na baie dae sal hulle onthou word, want die Here van die leerskare sal regeer op Berg Sion en in Jerusalem, en die teenwoordigheid sal aan God se leiers geopenbaar word. Broers en susters, God se teenwoordigheid staan op die punt om nou aan die hele wêreld geopenbaar te word. En ek glo dat hierdie 2 weke waarin ons nou is, kritieke weke vir die nasies is. Dit word die tyd van die finale Beheroer genoem. Die wêreld moet kies. En die snaakse ding is, die hele wêreld is besig om nou te beklei. Wie gaan oor die wêreld heers? Wie gaan op die dak van die wêreld wees? Jy sien, Hebreëus vir ons woorddak is verwant aan Hebreëus vir ons woord Gog. En dit is interessant dat aan die einde hiervan, wanneer alles verby is, Israel bo aan die wêreld gaan wees. En daar is 'n waarskuwing aan die nasies, wat die Verenigde State van Amerika insluit. Moenie op hierdie oomblik in Israel se pad staan nie. Israel sal moet doen wat Israel moet doen. Die leeu is wakker gemaak. Or-Hagim sê vir ons, hierdie ontwaking sal plaasvind wanneer die leeu in gevangenskap is. In gevangenskap sal hy opstaan en Israel staan nou op. Hoe ironies is dit nie dat ons in die Haftara hierdie week lees van Rahab nie. Dit sê, voor die verkenners gaan slaap het sy opgeklim na hulle op die dak. Na Gog, na die nasies, na bo. En sy het vir die manne gesê, ek weet dat God die land aan julle gaan gee, want skrik vir julle het op ons geval, en al die inwoners van die land bewe voor julle. Die verkenners het nog nie gaan slaap toe sy na hulle opgeklim het nie. En dit is wat sy gesê het, ek weet dat God die land aan julle gegee het. En luister na wat sy gesê het. Want die ewige. Julle God is die enigste God in die hemel daarbo en op die aarde hieronder. Wie is hierdie klein Israel? Wie is daardie klein volkie? Ons moet vandag weet wie daardie mense is. Hulle is die mense wat nou oorlog toe gaan, en voor ons is die ewige God, die God van die hemel, daarbo en hieronder. Hy is die Here oor alles en hy gaan op hierdie oomblik voor ons uit. Daar is vandag 'n waarskuwing. China, as julle dink julle kan in hierdie oorlog inmeng, julle gaan tot as vergaan as julle met Israel mors. Noord-Korea, dink julle regtig julle wil vir Iran en saam met Iran veg? Wees versigtig. Selfs die Verenigde State moet nou versigtig wees om nie in te meng of in te gryp nie. Hoe skokkend is dit vir ons almal vandag om dit te sien gebeur, en daar is 'n waarskuwing aan die nasies, want vandag is dag 8 en op dag 8 sien ons die jongste nuusopskrifte wat verskyn, en ek haal aan uit die Hebreëus.
Israel het aan die Trump-administrasie gesê, ons gaan nie 2 weke wag nie. Ons sal heel waarskynlik sonder julle optree by die laaste kernfasiliteit wat vernietig moet word. Was ek vandag 'n Iraneer, sou ek bewe van vrees. En luister na my, die res van julle is vandag bekommerd oor die lot van Israel. Moenie. Wees nie bekommerd nie. Die feit dat Israel vandag hierdie verklaring uitgereik het op die 8ste dag van die oorlog en sê, ons wag nie 2 weke nie, is krities. Ek het hieroor gepraat in die New Hamas en die Fall of Edom, maar dit tot vandag nie ingesien nie. Maar laat my nou toe om die feite in verband te bring. Ek het gepraat oor Daniël 10:13, waar die profeet Daniël sê, maar die prins van die Persiese koninkryk het my teëgestaan. Let op vir 21 dae. En kyk, Michael, een van die vernaamste prinse, het gekom en my gehelp nadat ek daar teëgehou is by die konings van Persië. Vir hoeveel dae is hy by die koning van Persië teëgehou? Vir 21 dae. Israel het pas vir president Trump gesê, ons wag nie 2 weke vanaf dag 8 nie. 8 plus 14 is gelyk aan 22. Dit is 1 dag na 21, waar die profeet hier gepraat het van teëgehou word in Iran, in Persië, wat Iran is, vir 21 dae. Broers en susters, iets groot gaan gebeur voor die 21ste dag, dalk tydens die 21ste dag. Ons verstaan nie hier alles wat in die hemele aangaan nie, maar ons weet een ding met sekerheid. Maar die profeet hier vir ons sê, luister na die volgende vers. Hy sê, ek het gekom om aan jou te verduidelik wat jou volk te beurt sal val in Acharit Hayamim, want die visioen wys nog op die verre toekoms. Dit is absoluut verstommend vir ons om te verstaan en te hoor dat die profeet Daniël vir ons sê dat die profesie van die 21 dae 'n profesie van die laaste dae is. En hier sê Israel, dit gaan nie langer as 21 dae aanhou nie. Broers en susters, ons moet verstaan dat die dae waarin die leeu opstaan en daar mense gevange is, die dae is wat voorlê, waarvan gepraat is oor die konflik met Iran. Tot op die 21ste dag, dit sal nie verder as dit gaan nie. Kan ek verkeerd wees? Ek kan dalk verkeerd wees. Maar ek sê vir julle wat die profeet sê, wat die rabbi sê, sodat julle kan verstaan wat vandag voor ons lê. En aan enige nasie wat nou by Persië aansluit in hierdie tydperk, sou ek vandag 'n waarskuwing uitreik. Ek wil sê selfs die Verenigde State van Amerika, as julle nie vandag by ons aansluit nie, beweeg uit die pad en moenie inmeng nie. Israel gaan iets histories en profeties doen tussen nou en die 21ste dag. Let op na daardie dinge. Sien, Rabbi Tzadok van Lublin het iets belangrik vir ons verduidelik. Oor hierdie spesifieke oorlog wat nou kom en wat volgende gaan gebeur. Hy sê, voor die meedeling van die Torah het Amalek gekom, voor die binnegaan van die land het Biliam gekom, voor die 3de tempel gevestig sal word, sal die oorlog met Amalek, wat ook bekend staan as Gog, kom. Watter nasie staan nou op teen Israel om dit te vervul? Dit is Persië wat, net soos Daniël gesê het, 'n beeld van Gog self is. Ons moet die profetiese tye waarin ons leef verstaan en onthou wat die Or HaGaim gesê het. Dat hierdie 'n wonderbaarlike stryd gaan wees, omdat die leeuwyfie van lê tot spring gaan oorgaan. Net so in tekens, wonders en die bo-natuurlike gaan ons dit sien. So, wat is nou die roeping vir die nasies? Wat is nou die roeping vir die Verenigde State? Gaan die Verenigde State saamveg? As Donald Trump slim is, gaan hy onmiddellik by Israel aansluit, en ek het net so gevoel. Die Verenigde State sal nie die God van Israel verlaat nie. Hoor wat ek sê. Bekommer julle nie oor Israel nie. Wees bekommerd oor Amerika. As julle die seën van Amerika wil sien voortgaan, sal Amerika by hierdie stryd aansluit.
Israel gaan op een of ander manier teen dag 21 oorwin by Ezrat Hashem met God se hulp. Wat sal Amerika doen? Ons sal sien, maar ek glo daar is steeds mense in Amerika wat van God hoor en wat by ons sal aansluit. China, Noord-Korea, wees versigtig. Rusland, versigtig. Moenie nou inmen nie. Vriende, dit is vandag vir julle 'n profetiese woord. Ek dring aan dat julle my boeke lees, The New Hamas, The Fall of Edom, bestel Milcha met haar Emunah vooruit en die belangrikste, kom op 29 Junie na hierdie yeshiva. Want die dae raak min en die 21ste dag is amper hier, en dit sal die dae wees wanneer ons die gevangenes by Ezrat Hashem ook vrygestel sal sien. Ek sien uit na julle kommentaar, shares en likes. Shalom almal. Vriende, nou dat julle die FSA se bomme gesien val het, wonder julle seker wat kom volgende. Ek nooi julle uit en moedig elkeen vandag aan om gereed te maak. Milcha met haar Emunah word nou die werklikheid van hierdie laaste hoofstuk. Dis nie die einde nie, eerder die begin van die einde. Laat ons onsself gereed maak vir wat voorlê. Ek nooi jou uit om The New Hamas, The Fall of Edom te lees, voordat my finale boek in hierdie reeks, Milcha met haar Emunah, verskyn. Hou mooi dop vir die video's en die leringe wat ons in die komende dae en weke met julle gaan deel. Mag God jou seën en laat ons oë op die Here hou.